Geliefdes, ons gaan vanoggend gesels oor gebed. En die tema is, as jy jou gebedsfokus verander, sal jou lewe verander. Verander jou gebedsfokus, verander jou lewe. Ons is so geneig in ons lewe om op 'n spesifieke manier ons gebedslewe in te rig, dat ons baie keer vergeet om die totaliteit van dit wat ons in die Bybel lees en dit wat ons in die Bybel leer in ons lewe toe te pas, ook in ons gebedslewe. En dit kan veroorsaak dat ons in ons lewe 'n baie arm gebedslewe het, as ons te vinnig deur ons gebede gaan elke dag. Daar's 'n baie diep ervaring van God in gebed, en daar's ook 'n baie ryk ervaring van die Here. Ons kyk vandag na Paulus in die brief Efese, wat hy geskryf het aan die gemeente daar, en ons kyk na Efesiërs en hoe Paulus gebed hanteer in hierdie boek, en watter aandag hy spesifiek gee aan gebed, en op watter manier hy uitbrei oor gebed, en wat belangrik is in 'n mens se gebedslewe. Hy begin in hoofstuk 1, dan praat hy hier by vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hierdie is vir ons baie belangrik, want as ons in ons lewe 'n sinvolle lewe wil lei, as ons in ons lewe vry wil wees van die dinge wat ons in ons lewe pla, of die dinge wat ons vashou, dan moet ons onthou dat ons deur God geseën is met al die seëninge wat in die hemel is. So baie keer leef ons in gevangenskap, en die groot rede daarvoor is dat ons onsself in daardie gevangenskap plaas. Maar ons kom leer hier by Paulus in die brief van Efese dat ons aan God al die dank in ons lewe moet bring. Paulus begin hier sy brief anders as al die ander briewe deur te bid, onmiddellik oor te gaan in gebed. En dan in hoofstuk 1 is daar 3 belangrike punte waarby hy stil staan. Die eerste een waar hy stil staan is by God die Vader, wat al hierdie dinge vir ons gegee het, wat al hierdie dinge vir ons skenk. Die volgende punt waar hy stil staan is by Jesus Christus, deur wie ons in staat is om al hierdie dinge van God in ons lewe te ervaar. En dan derdens in hoofstuk 1 staan hy stil by die Heilige Gees. So wat belangrik is in ons lewe is dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees in ons gebedslewe natuurlik aktief is, en dat die Heilige Gees in ons gebedslewe vir ons leer wat die Vader vir ons kom doen het, wat Jesus vir ons kom doen het, en dit vorm dan die rykdomme van ons gebedslewe. So as ons vry wil wees van dinge, as ons vryheid in ons lewe wil beleef, moet ons in ons gebedslewe met God self in aanraking kom. Moet ons met God self praat. Paulus skryf hier in hoofstuk 1, hy sê, mag julle in staat wees om dis hoofstuk 3, ek het al omgeblaai. Hy skryf in hoofstuk 1, julle moet besef, julle deel geword van die volk van God, vers 13. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg natuurlik dat ons ook verder aan die Here behoort. En dan kom hy en hy sê, ek hou nie op om God te dank vir julle nie. Ek hou aan om te bid. Dis dankgebed, dis lofprysing, en al hierdie fasette kom na vore in sy gebedslewe. En die groot vraag wat 'n mens vra in Efese is, waarom lê Paulus so baie klem op gebed? En dan skryf hy op 'n paar plekke in hierdie einste brief oor die hemele, al die seëninge wat in die hemele opgesluit is. Hy skryf dat Jesus heerskappy voer oor alles wat in die hemel is. Hy skryf ook later dat daar 'n stryd is, dat daar 'n gees in die lig is. In Efesiërs 2 sê hy, die mense wat sonde doen, die sondige mense is gehoorsaam aan die gees wat in die wêreld is, met ander woorde, die duiwel. En dan skryf hy in Efesiërs 6, dat ons in die tye van aanslag moet staande bly, deur die wapenrusting aan te trek en deur dit bidend te doen. So wat ons hier leer by Paulus in die brief van Efese, is dat ons moet besef, dat die vyand, die duiwel, steel, plunder, moor, roof en beskadig, veroorsaak soveel dinge in ons lewe, maak dat ons soveel leuns glo, maak dat ons lewe maklik inrig volgens 'n bepaalde saak, en dan baie keer is dit nie eers van die Here af nie. Baie keer is dit iets wat ons self vir ons daar geplaas het. Baie keer is dit 'n ding wat ons eie persepsie is.
maar dit is nie 'n persepsie volgens God se woord nie, maar dan leef ons volgens dit. So die vyand, die gees wat in die wêreld is, waarvan Paulus hier skryf, moet mense ook mooi verstaan dat in Efese, toe Paulus daar bedien het 'n klomp mense tot bekering gekom. En na hierdie bekering het hulle gegaan en al hulle boeke van okkulte en heksery en towery en al die boeke wat al hierdie magte en okkulte beskryf, het hulle gaan verbrand. So in Efese was daar baie sterk teenwoordigheid van hierdie okkultiese gebruike, van dit wat die duiwel mee besig is. En as 'n mens nou vandag rondom ons kyk, dink ek sal 'n mens saamstem dat dit lyk of die duiwel los is in hierdie wêreld. Ons het as kinders baie keer gehoor as die groot mense praat, dan sê hulle die hel is los. En ek dink as 'n mens rondom ons gaan kyk, gaan 'n mens dit raak sien hoe die duiwel 'n klomp mense meesleer en 'n klomp mense verlore gaan. En daarom skryf Paulus in hoofstuk 3 van Efesiërs, sê hy, daar is 'n geheimenis wat almal van moet kennis neem. Daar's 'n misterie. Hy sê en hierdie misterie is dat Jesus homself bekend kom maak het aan alle mense, nie net Jode nie, maar ook aan heidene. So binne in sy gebed het hy hierdie hele faset van die evangelie wat belangrik is. So as ons in ons lewe die vryheid wil beleef, die oorwinning wil beleef, wat die Here vir ons gee, is dit belangrik dat ons moet besef dat daar met die duiwel afgereken is. En wanneer ons dit besef, moet ons in ons lewe ons losmaak van al die dinge wat van die vyand afkom. En C.S. Lewis het gesê, as jy die duiwel ontken, as jy sê die duiwel is nie daar nie, dan het die duiwel 'n oorwinning in jou lewe. As jy natuurlik sê die bose is daar en Jesus het die bose oorwin, dan erken jy mos dat die bose daar is. Maar 'n mens kan nie die bose net sommer se muur ontken nie. Die duiwel het 'n groot invloed in baie mense se lewens. Al ooit gewonder hoekom lyk die wêreld so? Gaan kyk wat Paulus skryf in Efesiërs 2. Baie van die mense wat ongehoorsaam is, volg die gees wat in hierdie wêreld is. Met ander woorde, die duiwel. Dis hoekom die wêreld so lyk. Dis hoekom mense vandag allerhande New Age en Hindu en allerhande goeters glo en saam met dit gaan, want dit lyk so misterieus. Dit lyk so asof daar 'n klomp geheimenisse daarin opgesluit lê. Maar Paulus kom in Efesiërs 3, dan sê hy, wanneer jy al hierdie okkulte en goeters in gedagte neem, moet jy onthou, daar was een misterie, een geheim, en daardie geheim het bekend geword toe Jesus aarde toe gekom het. So wanneer ons in ons gebedslewe bid, moet ons al hierdie dinge wat Paulus beskryf in Efesiërs in ons gebedslewe in gedagte hou. Moet ons in ons lewe onthou dat dit wat ons is genade. In hoofstuk 2 skryf Paulus hier in Efesiërs, julle was dood as gevolg van julle oortredings, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos die sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is, die vors van die onsigbare wêreld. En ons as Christene moet baie wakker en nugter wees wanneer ons hierdie verse lees. Petrus waarsku ons ook, hy sê, wees wakker en nugter, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na mense om te verslind. En wanneer ons hierdie versie lees by Paulus in Efesiërs 2, moet ons onthou dat hierdie onsigbare mag, hierdie vors van die onsigbare wêreld, 'n klomp mense beheer. Baie mense in besit geneem het al, en mens sien dit in hulle lewenswyse. Daarom wanneer ons bid, moet ons ook in gedagte hou dat ons lewenswyse belangrik is. Want ons lewenswyse, die keuses wat ons maak, die manier hoe ons leef, die dinge wat ons aanvang, moet alles getuig daarvan dat ons die lewende God in ons lewe volg en aanbid, en dat ons soveel as moontlik in ons lewe strewe om te doen wat God van ons verwag, dat sy wil in ons lewe geskied. Dis hoekom Jesus in Matteus 6, wanneer die disippels vir hom vra, Here, leer ons bid, in Lukas ook, waar hy vir hulle sê, ons Vader wat in die hemel is, moet julle bid, en dan tot hom moet julle bid, en dan moet jy sê, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En dit leer ons ook by Paulus, gebed, wanneer ons fokus skuif van onsself, ons eie behoeftes, ons begeertes, ons versoeke, en ons skuif dit na God toe, en ons skuif dit na die drie eenheid toe,
en ons verander ons gebedsfokus, dan sal ons lewe verander. Dan sal ons lewe totaal en alles anders wees. Baie mense sê vir my hulle het in hulle gebedslewe voel of hulle in 'n plafon vasbid, of hulle voel hulle bid en niks gebeur nie. En dan sê ek vir hulle, weet jy wat, jy het 'n baie beperkte idee van hoe geloof werk. Jy beperk die idee van hoe God jou hoor tot jou eie kamer of tot jou eie plafon. Dis jy wat God in jou kop beperk. God is alomteenwoordig. Die Here hoor jou altyd. En dan baie mense sal sê, ek het vir soveel dinge gebid, maar niks gebeur nie. En God gee dit nie vir my nie, so hy verhoor my gebed nie. Dan sê ek vir hulle, het jy geweet dat God partykeer nee sê vir dinge? En dat jy dit moet aanvaar? En dat jy nie in jou gebedslewe 'n fokus kan plaas so op jouself, dat jy God tot verantwoording wil roep oor wat jy tot hom bid nie. Nee, dis andersom. Ons moet God toelaat om ons te beheer wanneer ons bid. Ons moet die Here laat werk, nie onsself nie. So ons moet in ons lewe besef dat God ons lewe bepaal, nie onsself nie. Maar daarom moet ons nigter bly, want die vyand, die duiwel, mislei 'n klomp mense en hy neem mense in sy beheer en hy neem mense onder sy mag. Nou wat beteken dit vir ons dat ons in die oorwinning lewe? Paulus sê, hy sê vir hulle, hierdie geheimenis het deur die verkondiging van die evangelie in hulle verbondenheid met Christus, hoofstuk 3 vers 6, ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus is, en ook saam met ons deel kry aan wat God beloof het. So hoe leef ons in oorwinning? Hoe kan ons in ons gebedslewe bewus raak van hierdie oorwinning, van hierdie geheimenis wat in ons lewe oopgebreek is? Hoe kan dit in ons lewe prakties realiseer? En dit begin by 'n besluit. Dit begin by 'n keuse. Om te sê, ek wil vandag bid, maar wanneer ek vandag bid, wil ek God hoor. Ons moet moeg raak vir ons eie stemme wanneer ons bid. Ons moet op 'n punt kom wat ons besef dat ons baie keer te veel sê en te min luister. En dat ons baie keer met ons gebedslewe sommer tot gevolgtrekkings kom oor dinge. Nou moet ek vir julle sê, toe ek in die Kaap was, tong in die kies, moes ek eendag vir 'n tannie gaan bid wat baie siek was, maar 'n baie konservatiewe tannie. En sy lê in die hospitaal. En op daai stadium het ons saam die VGK gewerk, die kleerlingmense. En ek sien toe die dame van die VGK lê ook daar, en ek besef ek gaan vir haar ook na die tyd bid. Ek gaan vir die tannie bid en dan gaan ek na haar toe gaan. En ek bid vir die tannie en ek vra vir die Here, Here, help die tannie dat sy gesond word, wees met haar, dat alles beter sal gaan. En die volgende oomblik hang ons VGK suster af en sy sê, by voorbaat dank Here Jesus. En haar geloof was van so 'n aard dat sy die Here alreeds begin bedank het vir sy werking. En is dit nie kosbaar nie? Is dit nie kosbaar nie? Dat ons ook in ons lewe soos daardie vrou moet wees om te sê, Here, ek bid al hierdie dinge volgens u woord. Dankie dat u woord sê, as ek so maak, dat die gevolge so sal wees. Ek sê by voorbaat vir u dankie. En dit begin by genade. By voorbaat dankie begin wanneer jy bewus is van wat genade is. En dat alles wat jy is, genade is. Julle word deur genade gered, skryf Paulus hier in hoofstuk 2. Julle is inderdaad uit genade gered, hoofstuk 2 vers 8, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe wat God vir jou gee. En dit moet jy ook in gedagte hou wanneer jy bid. Want jou gebedsfokus moet gefokus wees op dat jy deur genade gered is. Jou fokus moet daarop wees dat God jou vrymaak van sonde. Dis waarop jy moet fokus wanneer jy bid. Hoofstuk 1 tot 3 in Efesiërs word beskryf as Paulus se aanhoudende gebed. Daar's 3 gebede van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 3. En al hierdie dinge wat hy beskryf, ook wanneer hy bid dat hulle geestesoë oopgaan, dat hulle die werking van God se gees in hulle lewe kan sien en kan sien wat die heerlikheid van God se roeping is hy besig met gebed. En hy bid ook dat hulle sal verstaan, dat hulle oë van hulle hart sal oopgaan, dat hulle God geestelik sal sien. Dat hulle God geestelik sal ervaar.
Paulus beskryf dieselfde in 1 Korintiërs 2 waar hy sê sekere dinge word geestelik beoordeel. En ons wat God se gees het, kan dinge geestelik beoordeel. En dit is vir Paulus belangrik. Dan kom Paulus in hoofstuk 3 vers 14 en hy sê, daarom, op grond van al hierdie dinge wat ek gesê het in hoofstuk 1 en 2, kniel ek voor die Vader, ek buig my knie. En ons daar toe die dominee kom huisbesoek doen het ons almal geknie by die stoele. En die dominee het ook gekniel. Want vir ons was dit in daardie tyd belangrik om te sê dat my liggaamsposisie gaan wys dat ek eerbied het vir God. Maar jy kan sit ook en bid en jy kan staan ook en bid en jy kan lê en bid want ons kan ons heeltyd met die Here praat. Maar wanneer Paulus sê hy kniel voor die Here, wil hy kom sê dat hy die Here erken as die lewende God. En dat alles wat volgende gaan gebeur in hierdie gebed van God self afhang. Hy sê al die gemeenskap, almal het aan God hulle bestaan te danke, hoofstuk 3 vers 14 en 15. Hy is die skepper God. Dis deel van sy gebed om te sê ons bestaan is omdat God ons laat bestaan. En dit is vir ons ook belangrik. Ons kan nie sonder God bestaan nie. Tog probeer ons baie keer sonder hom bestaan. Maar Paulus sê, dis nie hoe dit werk nie. Ek bid dat hy deur sy gees, hoofstuk 3 vers 16, uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. En dit is wat ons nodig het in hierdie wêreld. Ons moet geestelik sterk wees. Ons moet geestelik staande kan bly in 'n wêreld wat deur die duiwel beheer word. Moet ons sterk kan wees. En dis wat Paulus hier bid. Mag die Gees jou innerlik sterk maak. Mag die Heilige Gees jou krag gee om in hierdie wêreld staande te bly. Dat jy sy kind sal wees, dat jy sal vashou aan sy identiteit, dat jy in jou gebedslewe in so afhanklikheid van God sal bid, dat daardie afhanklikheid ook in jou lewenswyse sal wys. Paulus gaan verder en hy sê, ek bid dat julle sterk sal word sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal word. Hy gebruik twee beelde. Hy gebruik 'n boom wat gewortel is, grondves is fondasie. Hy gebruik ook 'n gebou om te sê dat jy so geanker moet wees in God se liefde. As jy vanuit liefde uitbid, as jy jou gebedsfokus skuif na liefde toe en jy bid deur die bril van God se liefde, gaan jy baie anders bid oor baie sake in jou lewe. Jy gaan anders bid vir mense ook. So wanneer jy jou gebedsfokus skuif van jou eie idee, van wie jy hou en van wie jy nie hou nie, en jy skuif jou fokus na die sonnige wêreld, of jy skuif jou fokus na jou eie mense, maar jy doen dit deur die lens van God se liefde, dan verander jou gebed. So wanneer ons gebedsfokus skuif na God se liefde toe, verander ons gebedslewe. En dan sê hy, mag julle in staat wees om saam al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. En dan sê hy vir hulle, hierdie liefde gaan alle verstand te bowe. En waar anders kan ons God se liefde ontdek en beleef en ervaar as tydens gebed? As tydens die intieme tyd wat jy saam met die Here spandeer. Dit is waar jy van God se liefde leer, in jou persoonlike verhouding. Soos kinders by 'n pa en 'n ma liefde leer en reëls leer ons by die Here. Maar kinders gaan dit nie by die ouers leer as hulle op 'n afstand is nie. Hulle gaan dit nie leer as hulle groot word op 'n ander plek nie. Hulle gaan dit leer as hulle groot word saam met pa en ma in dieselfde huis. Jy gaan nie God se liefde op 'n afstand leer ken nie. Jy gaan nie God se liefde leer ken as jy net jou geloof inrig volgens soos jy dit wil hê, en jou gebedslewe, en jou stilte tyd, en alles wat jy doen, gaan jy nie sy liefde beleef nie. Paulus sê hierdie liefde gaan verstand te bowe, en daardie insig kry jy tydens gebed, onder andere. Jy kry dit ook in ander tye, op ander plekke, in ander situasies, maar in gebed dring dit deur tot jou innerlike mens. En dan sê hy aan hom wat deur sy krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom toe die eer in die kerk
deur ons verbondenheid deur Christus, deur al die geslagte heen. En dan kom hy by hoofstuk 6 Efesiërs en hy sê, as jy wil staande bly, dan moet jou gebedsfokus skryf. Hy noem die wapenrusting op, elkeen van daardie elemente wat belangrik is. En dan sê hy in hoofstuk 6 vers 18, doen dit alles bidend. Wanneer ek praat van die waarheid, wanneer ek praat van die vryspraak, die bereidheid om die evangelie te verkondig, die geloof, wanneer ons die verlossing helm opsit en die swaard van die gees, moet ons dit alles bidend doen. Jy bid oor die waarheid van wie God is. Jy bid vir die beskerming wat God vir jou gee. Jy beleef hierdie oorwinning in jou gebedslewe. Skuif jou gebedsfokus en verander jou lewe. En wanneer ons gebedsfokus skuif na die drie-enige God toe om mee te begin, dan gaan ons lewe verander. En dan ook al die res wat Paulus in sy brief aan die Efesiërs beskryf.